Here my God, kan ons werklik vanoggend sê, Here, met 'n opregte, eerlike hart, Here, worthy is your name in my lewe, Here. Kan ek, Vader, sonder enige doubt, Here, sonder enige, Here, wat ook al in die pad kom staan, kan ek vanoggend werklik kom sê, in my lewe, worthy is your name. En ons kom vanoggend, my God, ons sal werklik, Here, hierdie oggend aan U kom wy, Here. Nie aan 'n mens, Here, maar werklik, Here, aan U kom wy, Here. As for me and my house, we will serve the Lord. Is dit werklik so, Here? Is dit werklik so, Here? Kan ek, Here, die boldness hê om vir die wêreld te gaan verkondig, as for me and my house, we will serve the Lord. Of kom ek op 'n Sondagoggend, Here, en hier waar dit 'n veilige omgewing is, Here, dan steek ek my hande op en dan sê ek, as for me and my house, we will serve the Lord. Ek bid, Here, dat ons vanoggend hier sal sit, Here, en werklik 'n bietjie eerlik met onsself sal wees. Werklik, Here, die waarheid in die gesig staar, Here, en te erken en te vra, Here, help vir my, Here. Help vir my, Here, dat ek werklik kan verklaar, ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. Amen. Ek dink dis baie duidelik waaroor die skrif gaan vanoggend. Ons gaan lees Josua 24 vers 14 tot 15 uit die 53 vertaling. Ek wil regtig vir jou sê, ek kan nie genoeg vir jou benadruk nie. Besef jy alles wat jy hier sing op 'n môre? Besef jy die woorde wat jy so lekker agternaas? Besef jy die declarations wat jy maak? Of stap jy by die deur net toe uit en jy kan nie lekker onthou wat het ons gesing nie? Ek kan nie lekker onthou nie. Ek wil vra, as jy praise and worship, as jy so lekker die woorde daar van die bord af lees en dalk 'n klank maak, nou daarom nou net nie te hard dat ander moet hoor nie. Besef jy wat 'n verantwoordelikheid jy vat? Ons het mos gesing daar, as for me and my house, we will serve the Lord. Maklik man, lekker. Ek het 'n verantwoordelikheid want ek verklaar dit hardop. Ek verklaar dit hardop hier. Ek moet dit ook daar gaan verklaar as ek daar buite deur gaan. Ek moet dit daar gaan verklaar as ek daar by die winkel in die ry staan. As ek daar by die petrolstasie staan en ek raak so ongeduldig. Kan mense sien, me and my house, we will serve the Lord. Kan mense dit sien? Of wonder hulle, ek wonder wat se tipe werk doen die mens? Ek wonder wat se tipe mens werk doen hierdie mens? So, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. Man, toe ek 14 begin lees uit die 53 vertaling en hy begin met die woord vrees. Vrees die Here. Vrees ek regtig nog vir God? Of praat ek van die ou baas, die man daarbo? Ek kan nie help om terug te kom die hele tyd na hierdie twee preke nie. Het ek my passie vir God gaan neersit? Is my spirit, het ek werklik waar, wat ook al die oggend hier gebeur het? Het ek werklik waar, my spirit man, is hy awake? Is hy wakker? Is hy aan die brand? Dit gaan goed. Ja, môre is weer Maandag. Asseblief,
Ek dink ons kan 'n bietjie meer opgewonde wees oor God as wat ons so sit. Ek wens jy kan nie voor kon staan en net 'n bietjie kyk hierso. Asseblief, ons is vrygekoop man. Ons is vrygekoop en hy kruis is leeg. Die graf is leeg. So, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Efraat in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oorkant die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek weet nie wat die God in jou huis is wat jy aanbid nie. Ek weet nie. Ek moet kyk na my adres. Ek moet kyk na my huis. Wat gebeur in my huis? Want ek het dit kliphard vanoggend gesing. As for me and my house, we will serve the Lord. En ek het dit nou gelees. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Daar's 'n oorlog oor jou huis aan die gang. En dis nie 'n oorlog met wapens, fisiese wapens, tik nie. Dis 'n geestelike oorlog. Dis 'n geestelike oorlog wat oor jou huis aan die gang is. Daai oorlog is vir jou kinders. Dis vir jou huwelik. Dit is vir die vrede in jou huis. Dis vir jou toekoms. Dis vir die generasie. Dis die vyand wil hê. Die vyand is agter die vrede in jou huis en hy's agter jou kinders aan. Wat se verantwoordelikheid neem jy in jou huis? Kan jy sê nee? Because me and my house, we will serve the Lord. Weg is jy vyand. Ag nee, hulle is nou moderne kinders. Maar hulle raak nie so groot soos wat ons groot geraak het. Nee. Sit jou voet neer en klap die duiwel op sy kop. Dis jou verantwoordelikheid as die hoof van jou huis. Jy moet die standpunt inneem, soos Josua hier gedoen het. Die vyand wil hê jou kinders moet God vergeet. As jou kind nie ten minste in 'n kerk kom nie, hoor jou kind van God by die huis. Hoor hy dit? Kan hy sien my ma en pa lewe vir God? Of sien ek dat my pa hier op sy selfoon hier 'n app oopmaak in die oggende en my ma sit daar met 'n Bybel en my broer doen dit, maar ek weet nie lekker nie. Maar is nie cool nie. Ek kan nie vir my vriende gaan sê ek dien die Here nie. Jy moet daai voorbeeld vir jou kind wees, dis jou verantwoordelikheid. Jy het mos 'n belofte hier voorkom aflê, jy sal hom of haar onderrig en laat onderrig. Dit begin by jou. En die duiwel wil hê jou kind moet van God vergeet. Hy wil hê jou huwelik moet breek. Hy wil hê jou huis moet koud raak. Hy moet verby beweeg want dan sê dit dat dit eintlik 'n bedreiging is vir my nie. Hulle is goed op my pad. Is jou huis gemerk? Is jou huis gemerk met die bloed van die lam? Is dit hoekom die duiwel van jou huis af wegbly want jou huis is gemerk? Of dink hy no threat to me? No threat to me. Daai kindertjies vang alles aan man. Ek kan nou nie so in detail ingaan nie, maar ons wag mos tot ma en pa slaap. Dan skroef ons die wering uit en ons spring gou uit. Ons moet net betyds terug wees vir skool. En mamma en pappa lê lekker in hulle bed en hulle is rustig. Boetie is so voorbeeldig of sussie is so perfek. Jy moet betrokke raak in jou kind se lewe, asseblief. Moenie dat die wêreld jou kind kom leer nie. Jy moet jou kind leer. Hy wil hê jou geloof moet stil raak. Hy moet so 'n stille dood sterf. Ek kan onthou toe ek die Here gevind het op maar hoe ek gevoel het. Ek het my wat se naam afgeskrik want ek het gevra, Here, as dit nou so is,
dan weet ek, U is werklik en net so, toe is dit so. En ek het daai aand in my kamer gestaan en ek gedink, wow, dis nie dat ek kan sê jy's bang nie, maar jy vrees die Here al weet jy nie lekker wat nou aan die gang is nie. Want jy gaan mos nou kinderkraans toe, of jy gaan mos nou jeug, of al hierdie mooi goed, jy doen die ding, jy kry jou rooi seeltjie, pragtig, wonderlik, jy doen al die regte goeders, vrees jy regtig God, regtig, vrees jy regtig God, of het die wêreld God kom goedkoop maak, het die wêreld God so afgewater, maar vandag staan ons soos Josa en sê, genoeg is genoeg, ek kan nie namens jou dit kom doen nie, ek kan nie namens jou kom sê, on your behalf, genoeg is genoeg, ek kan vir my eie huis sê, natuurlik, ek kan vir my eie huis sê, genoeg is genoeg, nie my huis nie, jy sal nie my huis kom steel nie, jy gaan nie my kinders kom steel nie, jy sal nie die vrede in my huis kom steel nie, ek moet die autoriteit vat, in wat ek staan, wat Jesus Christus vir ons gegee het, daai autoriteit, as jy nie die resist the devil and he will flee, as jy dit nie gaan doen nie, hy gaan vir jou bulldozer, jy gaan 'n stikkende ken hê, definitief kan ek jou waarborg, hy gaan vir jou bulldozer, want hy is alweer 'n target, die volgende ou is alweer die target, solank ek hulle kan plat rol, so one by one, minder moeite vir my, ek kan weer konsentreer op 'n ander jong enetjie, asseblief julle, kom ons vat verantwoordelikheid vir ons huise, kom ons staan, genoeg is genoeg, duiwel, jy sal nie verder kom steel in my huis nie, en natuurlik, veral as jy alleen is, kan die duiwel jou maar lekker mismoedig kom maak, hoor, hy kan vir jou 'n bietjie lam speel, hy skiet maar so die een uitdaging, op die ander uitdaging, en dat jy net hierdie stuk doring uitgeruk, en dan pop hier weer 'n doring op, en so trek jy net uit, dis sy manier om jou lam te speel, wees jy net getrou, trek hulle maar uit, so een vir een, trap maar net dorings, dis deel van die lewe, ons moet deur dit gaan om te kan sterker raak in God, ons moet deur dit gaan om afhanklik te bly van God, ons weet wat die woord sê, U is die alfa en die omega, U is my begin en my einde, jy sê genoeg is genoeg, jy gaan nie my huis steel, jy gaan nie hierdie generasie wat nou onder my hand is, jy gaan nie dit steel nie, want hierdie generasie wat U aan my toe vertrou het, dis môre en oormôre se leiers, dis dokters en dis advokate en dis staatspresidente, moenie so klein dink oor jou kind nie, asseblief nie, moenie jou kind boks, ag ons is nou maar, ons bly nou maar hier, en ons is gemiddelde mense, hulle, no man, maak wat die Jode maak, you're going to become a lawyer, as hy kyk dan sê hulle spreek dit in daai kind se lewe in, en 9 uit 10 kere, dan raak daai kind 'n lawyer, want dis wat daai kind glo, dis die ability, wat doen ek en jy, as ons moeg van die werk afkom, ag man, wat is jy so dom, jy's 'n donkie, lekker man, die duiwel lekker, spreek maar so dood oor jou kind, daar's krag in ons tong in, dit weet ons mos nou wat Jakobus vir ons sê, daar's krag in ons woorde wat ons hardop uitspreek, daar is werklik krag, en Josa sê, maar ek en my huis, ons sal die Here doen, want genoeg is genoeg, ek sal nie dat hierdie volk rondom my kom lam speel, ek gee nou nie meer om wat hulle, wie en wat hulle dien en dan bid nie, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek wil ook vir jou sê, niemand dien niks nie, hoor. Niemand dien niks nie. Jy kan maar sê, nee, ek glo nie aan die Here nie, ek glo nie aan, ek het 'n klip gekyk, nou staan die ou op die straat en hy vra, do you believe in Jesus? En daar was so 'n paar wat geïnteract het, maar meeste is net so, nee. As ek hom ignore, dan sal dit weggaan. Word die wêreld aangekla deur jou, net jou menswees daar buite. Word die wêreld aangekla of, ag nee wat, hy of sy is deel van die groepie. So niemand dien niks nie, elke huis het 'n God.
of dit sport is, of dit selfone is, of dit geld is, of dit jou werk is, of dit vermaak is, elke huis dien iets. Elke huis dien iets. Moet asseblief nie offens neem nie, asseblief. Moet asseblief in hemelsnaam nie as hulle 3 jaar oud is vir hulle onder 'n watse boom met 'n strikkie om gaan sit nie, asseblief nie. Kinders kry nie meer die geleentheid om kind te wees nie. Hulle kry nie. Toe my oudste kleinseun in graad 1 kom, en hy moet al die ministers se name goed as ken te dog, ek, wow Here, ek self ken hulle vandag nog nie eintlik nie. Man, sulke saais, hulle moet dit net leer. Hulle moet dit en dit en dit en dit en dit kan doen voordat hulle kan skool toe gaan. Voordat hulle kan skool toe gaan. Asseblief, ek wil ook vir jou vra, moenie jou verlore drome op jou kind projekteer nie, hoor. Jy het mos jou beurt gehad. Maar jy's nooit te laat nie. Jy's nooit te laat nie. Ek weet van 'n man wat op, ek dink dit was 49 of so, toe begin hy teologie swat, het tog ek sê, jy's bietjie oud. Jy gaan so 7 jaar leer en dan moet jy nou nog al die goeters. Hy het deurgedruk, hy het sy graad gekry. Ons lees baie van ma's wat saam met hulle kinders matriek skryf. Baie. Is dit te skaam? Ag, dit is nou wat dit is. Solank die wêreld nou net nie weet hoe ver ek gegaan het op skool nie, hoor, dan is ek fyn. Dan is ek heeltemal fyn. Want ek is so wêreldwys. Ek het maar so wêreldwys geraak. Matteus 6 vers 21 sê: Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Selfone, vermaak, sport. Wat is in jou huis, die God? Wat heers in jou huis in? Waar is jou huis se hart? En wat is jou eerste prioriteit? TV, Bybel. TV, Bybel. Selfoon of gebed? Sport of kerk? Paar goedjies om te dink. Dalk moet ek dit net weer sê. TV of gebed? Selfoon of Bybel? Sport of kerk? Ek weet nie wat in jou huis aangaan nie. Want hier sit in die kerk, prys die Here. Ek weet nie wat agter jou toedeur aan die gang gaan nie, dit kan ek nie sê nie. Ek weet nie wat gebeur daar by 'n kampplek, wherever jy ook al mag beweeg nie. Wees vanoggend eerlik met jouself en sê, Here, as daar probleme is, sê, Here, help vir my. Help vir my, Here, dat ek ook met boldness kan sê, as for me and my house, we will serve the Lord. Kies vandag, nie wanneer dinge beter gaan of wanneer die kinders groot is nie. Vandag is jou dag. Daar's nooit, ons weet almal wat hulle sê van dieete. Daar's nooit 'n beter dag as net vandag nie. Ons almal het ons wonderlik maandag. Laaste naweek wat ons lekker gaan eet, maandag gaan ons. Dalk tot maandagmiddag 1:00. Dan wil jy partykeer sal so gaan. Ons almal het goeie voornemens. Voer ons dit deur. Ons almal beplan, Here, ek gaan meer getrou wees. Man, daai Sondag toe die man gesê het, en hy het nog 'n vuur gepraat daai Sondag. Tel jou passie op, jy het dit neergesit tog. Maar in elk geval. Toe ek kyk, awake your spirit man, ek tog, Here, is ek 'n wonderlike kerkganger? Is ons goeie getroue Afrikaners? Of het ek regtig ware passie vir die Here? Is hy my alfa en my omega? Is hy my alles? Begin my lewe by God en dan wat ek wil doen, of doen ek wat ek wil doen en erns squeeze ek hom gou 'n bietjie in, dat ek hom nou net my gewete ook gesis kry, asseblief tog. So kies vandag. God wag nie vir perfekte huise nie. Hy het nooit gesê nie. As jy moet wag voor jy perfek is om die Here te dien, you ain't gonna make it. Nooit nie. Nooit nie. Ons pleeg elke dag sonde. As jy dit wil weet of nie wil weet nie, elke dag, vandat jy jou oë oopmaak tot jy vanaand gaan slaap, pleeg jy sonde. Want ons
die taxi swaai mos ook voor jou in. Ek hoop nie dis net vir my wat hy inswaai nie. Hy swaai mos voor jou in. En jy wil vingertaal met hom begin praat. En jy wil ook ander tale dalk met hom praat. En jy wil ook allerlei goed in jou kop hê oor hom. En die beste rapperspelers staan op die kantlyn. Nee, die beste rapperspelers staan op die kantlyn. Hy wag juis vir huise wat die duiwel kom toesluit het. Die duiwel het daai huis al so cool gemaak. Maar ek het nog vanoggend gelees. Moenie die gemeenskap van gelowiges afskeep nie. Petrus sê dit so nie, die woord van God sê dit vir ons. Die woord sê dit vanoggend vir my en jou. Asseblief, het eendag 'n ou gesê, ag ja, ek gaan nou nie eens dink oor, ek gaan dit net sê. Hy sê, ons hoef nie te bid vir finansies vir die koninkryk nie. Mense moet net die Bybel gehoorsaam. Mense moet net die Bybel gehoorsaam. Ons moenie sê, julle moet bid, ons kort hier geld. Julle moet bid, ons kort geld vir dit. Nee. Ek en jy moet getrou wees aan die woord. Nie wat mense voor in die kerk staan en jou emosioneel so dreig dat jy eintlik skaam raak nie. Jy wil jou kop ergens gaan indruk nie. En jy kom by die huis en jy begin net somme maak en jy dink, Here, ek wil graag, maar dit werk nie uit nie. Dit werk nie uit nie. Dis die duiwel. Hoor asseblief. Dis die duiwel wat jou so van koers af wil druk. En elke keer as hy jou van koers af druk, dan het hy jou. En kom ek stap af van die topik, want net toe dink julle ek vra vir julle geld asseblief. Hy soek huise waar harte vir hart, hy soek juis daai huise. Hy soek juist daai huise. As jy vanoggend kan sê, Here, geestelik is daar chaos in my huis. Maar ek verklaar vandag, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak nie saak wat daarin gaan nie, want U sal dit kom heel maak. U sal dit kom regmaak. En hy sê dit vir hart nie noodwendig omdat ons nie die Bybel wil lees nie. Nee. Maar omdat ons vasgevang geraak het in die wêreld. Omdat ons vasgevang geraak het in die wêreld. Want almal wil alles nou dadelik, ek wil dit nou hê. As ek 'n boodskap stuur, dan verwag ek. En dan kom ek by die kerkkantoor en sê ek kan nie verstaan dat hulle nie antwoord nie. Dan moet ek aanhoudend herinner word. Onthou mense werk, hulle is besig. Ag Here, ek val in my skuld. Maar laat jy toe dat jy so besig raak dat jy nie kan sê ek en my huis ons sal die Here dien nie. Of sê jy ek en my huis sal die Here dien en dan gaan ons besig raak met die dinge van die wêreld. Ek dink die balans het 'n bietjie omgeswaai. En dis waar die skaal nou so begin maak. En dit bly jou verantwoordelikheid om op te staan en te sê maak nie saak nie. Maak nie saak wat jy binne agter die toedeel. I declare today, as for me and my house, we will serve the Lord. Maak nie saak wat aan die buitekant van die deur aan die gang is nie. En ek het nou al heel oggend gepraat van dit, maar kom ek sê dit nou net vir 'n laaste keer dalk. 2 weke terug het ons gepraat oor ons het nie ons passie verloor nie, ons het dit neergesit. Soos 'n swaar soetkuis. Ek sit hom net neer. Of die waaier irriteer my, ek trek net sy plak uit. En toe praat ons van roep op jou gees, mens. Man, ek wil so graag. Beginnende dan by myself as dit nodig is. Ek wil so graag jou geesmens namens jou oproep. Ek wil so graag jou passie vir jou optel. Ek kan nie. Ek wil baie graag, natuurlik. Maar ek kan nie, jy moet verantwoordelikheid vat en sê, today is the day. Vandag doen ek dit. Ek gaan nie om wat môre vir my inwag nie, maar vandag doen ek dit. Ek doen dit. Josua sê, ek en my huis. Hy het nie gewag vir sy vrou nie. Hy het nie gewag vir sy kinders nie. Hy het gesê, ek besluit. Ek besluit. Ek staan op en ek besluit.
ek en my huis, ons gaan die Here doen. Julle moet maar bykom hier. Julle moet maar bykom hier. Want ek, as die hoof van my huis, verklaar vandag dat ek en my huis, ons sal die Here doen. As geestelike leiers opstaan vir ander huise, as die man in die huis begin bid, verander die atmosfeer. As die ma in die huis begin bid, dan verander die atmosfeer. Gebed, gebed, gebed. Please don't try to fix it on your own. Asseblief nie, moenie, as daai kind al starrig is of daai man of vrou is al starrig om kerk toe te kom, moenie dreig nie, moenie 'n chocolate koop nie, moenie 'n fiets beloof nie. Bid, jy moet bid. Asseblief, jy moet bidend bly. En wanneer ouers in 'n huis bid, wanneer ouers in 'n huis die Here dien, dan voel die kinders mos. Ek wil so ver gaan om vir jou te sê, as jou dien van die Here jou kinders aankla, halleluja, prys die Here, prys die Here, want dan gaan hulle nader moet kom. Dan moet hulle nader kom. Ek het dit al vertel, die een van hulle wat vanoggend in die kerk is, toe matriekuitslae is, o nee, ons hoef nie skool toe te gaan, mampa, hoef nie skool toe te gaan nie. Maar ons sê nee, ons gaan, maar ek gaan nie by julle sit nie. Ek gaan nie by julle, ek gaan daar met my vriende sit, ek sê nee, is reg. En toe die naam daar mos nou op die papier is, op daai vorms en goeters, wat gebeur toe? Toe kom hy tog maar en sê, dankie dat pappa so gebid het, want ek weet nie of ek dit andersins sou gemaak het nie. Is ek wonderlike goed? Nee. Dieselfde krag wat Jesus Christus uit die graf uit opgewek het, is in jou. Daai selfde krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, is in jou. Besef jy dit? Besef jy dit? Is jy opgewonde oor dit? Ag, jene shame. Is jy opgewonde dat dieselfde krag in jou is as wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het? Is jy? Is jy regtig? Vat dit en lewe dit. As jy koud is, dan word jou huis koud. As jy brand, dan begin jou huis te brand. Nie elektriese short wat gebeur, iets gebeur hier in die atmosfeer hier in jou huis. Almal weet, wow, hier gaan ek die nonse soek hè. Hier gaan ek die nonse soek hè. Satan wag nie tot jou kinders groot is nie. Hy begin deur selfone, hy begin met rebellie, hy begin met identiteitsverwarring aan die orde van die dag. Hy begin by verslawing. Dis die duiwelse aas wat hy gooi vir my en jou se kind. Dis die aas wat hy gooi. Selfoon, nou kom hulle mos nou soos asseblief, ek moet ook 'n selfoon hê. My vriende het almal selfone. Ek wil 'n selfoon hê. Moet nou. Ons het so van nou dat ek die een sien, nou ry ons van Robertson af Kaap toe, nou kom ons deur Woester. As jy daai takeaway plek sien met die Hans Borsrige mannetjie, dan sê hy, ek is nou honger. Ek moet nou van daai. Ek is nou dors. Ek moet daai gaskooldrink se naam. Ek wil nou nie adverteer nie. Ek moet dit nou hê. Nie water nie, ek moet dit nou hê. Of het pappa vir my geld? En sê ek nee, ek het gesien daar's note in die beurs sê. Sien julle hoe slim en witty het ons kinders geraak? So wêreldwys het hulle geraak. Hy wil steel, hy wil ons kinders se onskuld steel. Hy wil hulle geloof steel. Weet jou kind wat geloof is? Begin by jou. Begin by jou. Weet jou kind regtig wat die woord geloof beteken? Of sit jy nou hier vanoggend voor my en jy wonder, Jesus, ek wonder of my kinders weet. Ek wonder of my kinders weet. Ek het ook mos maar op 'n punt gekom wat ek vir my vrou gesê het, ek gaan hulle nie dwing nie, en jy kan niemand dwing om die Here te dien nie, so graag soos jy wil. Ek kan nie namens hulle besluit nie, al wil ek dit bitter graag hê. Jy moet maar net die pad stap. Jy moet maar net die pad stap en prys die Here as hulle kom na die huis van die Here. Al die eer aan die Here, niks te doen, dis genade, hoor jy? Dis genade.
dis genade as ek wil self sê die groepie daarbo, as hulle kerk toe kom, dis genade. Dis baie groot genade. Die duiwel wil ons kinders se roeping kom steel. Die perfekte plan wat God vir hulle het, die duiwel wil dit kom vat. Ek wil hulle 'n washout maak, ek wil hulle niks werd maak, ek wil hê die wêreld moet sê, ag jy's 'n gemors. En ek en jy laat dit toe. Ag nee, hulle is moderne kinders, hulle is nou so, kom ek kyk maar weg. Dalk slaap Boetie nou met sy girlfriend in my eie huis, onder my eie dak, solank ek dit net nie sien nie. En dan bid jy bid. Wat doen jy? Jy's die hoof van daai huis. Jy's die hoof van daai huis. Ek het eendag mense getrou en toe, maar in elk geval, nou sê die pa, ouerige oomie, en hy sê, nee, nou sê hy ook nou iets, hy sê, nee, hulle het mos geweet, as hulle by ons kom kuier, dan moet hulle in hulle aparte kamer slaap en so, en ek dacht, jene oom, nou verkondig jy dit hier vir al die gaste wat hier sit, dit is hierdie, een of ander TV-program se akteurs wat toe nou trou en so aan, en dan dink ek, uit vir die wêreld daar buite. Is jy skaam dat die wêreld weet jou standpunt? Want op daai oomblik het ek gewonder, ek wonder of ek dit sou doen op my kind se troue. Ek wonder of ek daai boldness het om te kan sê, in my huis is ek die hoof, en dit is hoe dit werk in my huis. Dit is hoe dit werk, jou kind gaan jou respekteer, een of ander, dalk nie op daai oomblik nie. Op daai oomblik gaan hulle rebelleer, natuurlik. Natuurlik gaan hulle rebelleer. So, hy wil ons kinders se onskuld, geloof, roeping, wil hy kom steel, maar hoor hier in Jesaja 49 vers 25, en ons is so te sê op die einde. Ek is 'n vyand van jou vyand, sê God. God sê vanoggend vir jou, ek is 'n vyand van jou vyand. Is die wêreld jou vyand? Of het jy deel geraak van die wêreld? Is die wêreld my vyand? Of het ek deel geraak van die? Is dit makliker om in te blend en saam met die storm te gaan, as wat jy 'n rapsin veroorsaak? Ons wil tog nou net nie moeilikheid hê nie. Ons wil dit tog nou net nie die water laat rippel nie. Dit moet net gelyk, moenie dat ek die een wees nie. Ek hoop daai ene sê iets, solank ek dit net nie hoef te sê nie. Stand up, man. Stand up. Staan op. Staan werklik waar op. God beloof nie net redding nie. En stel jou voor, 'n huis waar daar vrede tasbaar is. Jy stap in 'n huis en jy kan voel daar's vrede. Liefde is tasbaar. Jy voel dit as jy by daai deur instap. God is tasbaar. Baie belangrik. Is God tasbaar as mense by jou huis inkom? Wat gebeur dis met die wonderlikste ding? As 'n mens by mense instap en die televisie is aan, dan ons praat met mekaar, maar ons sit mos nou net so. Ons weet nie regtig eintlik wat daar aangaan nie, want dalk is dit iets wat jy nie kyk nie. Ek en jy word net so ingesluk deur die wêreld. Ek wil vir jou, ek wil die laaste punt vir jou sê, as jy vandag opstaan en sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dan sê ek vir jou, een persoon kan 'n bloedlyn verander. Hoor wat ek vir jou sê, een persoon, as jy vandag 'n besluit neem, ek en my huis, ons sal die Here dien, kan 'n hele bloedlyn kom verander. Een ouma wat bid, een pa wat opstaan, een ma wat volhard, een besluit verander alles. So ek wil vandag vir jou vra, as jy vandag wil sê, my huis behoort aan Jesus, staan asseblief op. Staan net op. As jy wil sê, ek gaan my huis lei, ek gaan bid, en ek gaan God eerste sit. Dan ek gaan lees, en dan kan julle so agter my aan sê, en ek wil asseblief vir jou vra, moet nou net nie opgestaan het, omdat almal nou opgestaan het, nie? Kan ons asseblief die kinders roep, asseblief? Ek wil net hê, kinders moet by hulle ouers kon staan. Kom ons gee 'n oomblik. En dan kan jy maar intussen kan jy maar dink wat jy doen. Jy verklaar vandag. Jy verklaar hardop vandag. Jy hoef dit nie te sing nie.
Jy hoef dit nie te sing nie. Verklaar dit hardop. Ek in my huis, ons gaan die Here dien. Ons gee net vir hulle geleentheid om af te kom. Daar's hy. Yes. Ek kan nie vir jou genoeg benadruk vir wat jy nou gaan doen nie. As jy nie vandag wil verklaar, ek en my huis, ons gaan die Here dien nie. Sit asseblief, geen aanstoot nie, asseblief. Maar as jy opstaan vanoggend, please, doen besigheid met God, asseblief. Doen besigheid met God. Ek wil asseblief vra vir die kinders wat sonder ouers vanoggend hier is, staan net by wie jy ook al gebring het vanoggend, asseblief. Is almal bo uit? OK, kom, moet ek hulle gaan help? Ek dink ons kan 'n bietjie vroliker gaan as daai. Almal. Ek wil nie daar opstap en daar sit enige iemand daar bo nie. Almal, is dit leeg? Ek neem aan daai deur is toe, hy's leeg. Jy kan agter my aan sê, Here Jesus, vandag gee ons huise vir U. Ons wy ons kinders, ons verhoudings, ons toekoms, ons verklaar, hierdie huis behoort aan God. Geen duisternis is welkom nie. Geen aanval sal slaag nie. Geen generasie sal verlore gaan nie. Ons sê vandag, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen.